Welkom by Kontak. Wat 'n wonderlike voorreg om julle te kan groet in die wonderlike naam van Jesus Christus. Hy wat was en wat is en sal wees en vir ewig sal wees. Hy wat in ons is, in ons woon, deur ons woon en uit ons woon. Wat 'n voorreg om te weet dat hy is ons God. Ons jaar se tema is Ignite 2026. Dit beteken ons harte aan die brand te kry, ons gedagtes by God te kry, ons te doen dit wat die Here wil hê ons moet doen en nie doen wat hierdie wêreld doen nie. Om te doen wat die wêreld doen is baie maklik, maar om dit te doen wat God wil doen, bring vir jou soveel satisfaksie, bring vir jou soveel hoop vir hierdie wêreld en ook vir jou broer en suster. Nou Paulus skryf oor meer as een, daar's intendeel baie geheimenisse wat ons later oor gaan praat, maar hy praat oor die eerste geheim en dan sê hy sê van die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat geglo het en wat ons harte oopgemaak het, vir ons is dit 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En dan dis een van die geheime wat aan hom geopenbaar is. En dan die tweede ene is die uitstorting van die Heilige Gees, waarvan hy praat en dan sê hy sê en ek is afhanklik van al twee hierdie. Die woord van die kruis, ek is afhanklik van dit. Ek is afhanklik van die Heilige Gees wat in my lewe praat en deur my lewe praat. En daarom sê hy sê broers en susters, ek wil julle die geheimenisse van God kom leer sodat julle krag kan hê en oorwinning kan lewe. En daarby sê hy sê ek kom nie met julle met verhewe woorde van wysheid nie, maar ek kom om God se geheimenisse aan julle te openbaar. Wat 'n voorreg. En dan sê hy sê ek het my besluit om niks anders by julle te bring as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Ons kan nooit die goeie boodskap bring sonder om die boodskap van die kruis te kan verkondig nie. Dis waar hy die prys betaal het. Dis waar hy die vyand oorwin het. Dis waar hy vir my en jou kom red het en ook vanaand aan die regterhand van die troon van God sit en vir ons intree. Wat 'n voorreg dat hierdie geheim was vir die wêreld 'n dommigheid. Maar God het geweet dat hierdie geheim wat ek vir hulle weggesteek het ek vir hulle oopgemaak wat verstaan en daardeur gered word. En dan die tweede geheim is wat hy dan oor praat is oor die geheim van die krag van die Heilige Gees. Hy sê ek het na jou toe gekom met swakheid en vrees en bewing. Hy sê maar my lering en my verkondiging het nie berus op die oorredende woorde van wysheid nie, maar op die bewyse van die Gees en die krag, sodat ons geloof nie op wyse mense berus nie, maar op die krag van God. En ouens, ek wil vandag weer sê, sonder die Heilige Gees, sonder die krag van God, is ons leeddoppe, het ons niks om op te bou nie. Dis hoekom die Bybel sê dat, hy sê, julle moet net wag in Jerusalem, in Handelinge 1, wag in Jerusalem, wag op die Here, en in hierdie tyd, wag op die Here. Dit maak nie saak of dit in jou sitkamer, jou kamer, of jou studeerkamer, of jou kantoor, waar ook al, wag op die Here, sodat die Here jou aandoen met nuwe krag. Dis nie 'n eenmalige uitstorting nie, dis 'n voortdurende uitstorting van die Heilige Gees in ons lewe, waarvan Paulus praat, wat ons bekragtig om werklik op daardie plek te kom, waar ons meer as oorwinnaars kan wees. Nou ek glo dat dit vir elkeen van julle tot stigting sal wees en ons sal aanhou om die woord van die Here met julle te deel en dan sluit ek net af met hierdie baie belangrike betekenis van wat dit beteken om die sin van Christus te hê, die gedagte van Christus te hê. Sê, en ek wil dit vir jou lees, hy sê, having the mind of Christ means alignment, your thoughts, align your attitudes and actions with Jesus. Nie met iemand anders wat rondloop en lyk soos hy nie. Nee,
Align yourself with Jesus. And how can we do that? By the word of the Lord. By the Bible, we can align ourselves in Jesus, with Jesus. Prioritize humility, love, unconditionally love, and obedience to God. En dis een van die goeie wat ons as die kerk van Jesus Christus die afgelope tyd sien, dat obedience of onderwerping en om te doen wat God wil hê ons moet doen, vir ons baie keer die saak maak, omdat ons God nie vrees nie. En dis iets waaraan ons moet werk en ons moet terugkeer. Obedience to God over selfish ambitions. It involves allowing the Holy Spirit to transform your perspective, enabling you to see, love, and serve others from a godly rather than a worldly viewpoint. En ek wil jou vandag uitdaag om Christus te volg, hierdie geheim te ontdek vir jouself. Want jy sien, as jy dit nie self ontdek nie, dan bly dit leeg. Dan bly jy leeg en jy bly alleen en dit kan vir jou niks beteken nie. Daarom ontdek hierdie geheimenisse van God in sy woord en jou siel sal lewe, jou gees sal lewe en jou liggaam sal lewe. Ons groet tot volgende keer in Jesus naam.